Nehemia 9 vanaf vers 22. Ek lees vir ons voor. Hy sê, en U het aan hulle koninkryke en volke gegee, en die volgens bepaalde grense verdeel. En hulle het die land van Sion, ja, die land van die koning van Hesbon, die land van Og, die koning van Basan, in besit geneem. En U het hulle kinders vermenigvuldig soos die sterre aan die hemel, en hulle in die land ingebring waarvan U aan hulle vaders gesê het, dat hulle sou ingaan en dit in besit sou te neem. En die kinders het ingegaan en die land in besit geneem. En U het die inwoners van die land, die Kanaaniete, voor hulle onderwerp en die in hulle hand gegee. Hulle konings sowel as volke van die land, om met hulle te handel soos hulle dit goed vind. En hulle het versterkte stede en 'n vet land ingeneem en huise in besit geneem vol allerlei goeie dinge, uitgekapte putte, wingerde en olyfbome en vrugtebome in menigte, en hulle het geëet en versadig en vet geword. En weelderig gelewe deur 'n groot goedheid. Maar hulle het wederstrewig en opstandig geword, teen U en U wet agter hulle rug gewerp. En die profete wat hulle gewaarsku het om hulle na U terug te bring, het hulle gedood en groot afskuwelike dinge gedoen. Daarom het U hulle oorgegee in die hand van hulle teestanders, dat die hulle in benoudheid sou bring. Maar wanneer hulle in die tyd van hulle benoudheid U aangeroep het, het U uit die hemel gehoor en na U groot barmhartigheid aan hulle verlossers gegee, dat die hulle uit die hand van hulle teestanders kon verlos. Maar sodra hulle rus gehad het, het hulle weer kwaad gedoen voor U aangesig, en U het hulle oorgelewer in die hand van hulle vyande, dat die oor hulle sou heers. As hulle U dan weer aanroep, het U uit die hemel gehoor en hulle na U barmhartigheid baie keer gered. En U het hulle gewaarsku om hulle om hulle na U wet terug te bring. Maar hulle het vermetel gehandel en nie geluister na U gebooie nie. En teen die verordeninge daarteen het hulle gesondig, waarvan geld dat 'n mens dit moet doen, dat hy daardeur kan lewe, en hulle het 'n wederstrewige skouer gegee, en hulle nek verhard en nie geluister nie, en U was baie jare lank moedig oor hulle, en U het hulle gewaarsku deur U Gees, deur middel van U profete, maar hulle het geen gehoor gegee nie. Daarom het U hulle oorgegee in die hand van die volke van die lande. Maar in U groote barmhartigheid het U hulle nie volkome vernietig en hulle nie verlaat nie, want U is 'n genadige en barmhartige God. Onse God, groot, magtige en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou. Laat dan nou al die moeilikheid nie gering wees voor die aangesig nie, wat ons konings, ons owerstes en ons priesters en ons profete en ons vaders en die hele volk oorgekom het, van die dae van die konings van Aser af tot vandag toe. Maar U is regverdig in alles wat oor ons gekom het, want U het getrou gehandel, maar ons het goddeloos gehandel. En ons konings, ons owerstes, ons priesters en ons vaders het U wet nie volbring en na U gebooie en die getuienisse waarmee U hulle gewaarsku het, nie geluister nie. En hulle het in hul koninkryk by U groot seën wat U hulle geskenk het, en in die wye en vet land wat U aan hulle oorgegee het, U nie gedien nie, en hulle nie van hul verkeerde handelinge bekeer nie. Ons is vandag slawe, en die land wat U aan ons vaders gegee het, om die vrug en die volle seën daarvan te geniet, daarin is ons slawe. En dit vermeerder sy opbrengs in die konings wat U oor ons gestel het, om ons sondes ontwil, en hulle heers oor ons liggame en oor ons vee na hulle willekeur, en ons is in 'n groot benoudheid. Maar op grond van dit alles sluit ons 'n vaste verbond en beskryf dit, en op die verseelde stuk het ons owerstes, ons leviete, ons priesters geteken. So daar lees ons in die woord van die Here in hierdie môre. Nou ek lees in hierdie gedeelte duidelik raak hoe dat die Here keer op keer aan hierdie mense genade kom betoon het. Hy het aan hulle gegee, sê die gedeelte, hy het onder hulle kom verdeel, hy het hulle toegelaat om in besit te kan neem, hy het vir hulle kom vermenigvuldig en nog meer gemaak,
Hy het hulle ingebring, hulle het self in beweging, hulle self kom vestig in daardie plek. Hy het so beskik dat die mense wat daar was, hulle self onderwerp het aan hierdie mense, en hy het soveel genade aan hierdie goddelose volk kom gee, dat hy hulle toegelaat het om te handel na hulle goedvinding. Is dit nie verstommend nie? Alles, want Nehemia 9 vers 31 sê, maar in u grote barmhartigheid het u hulle nie volkome vernietig en hulle nie verlaat nie, want u is 'n genadige en 'n barmhartige God. En ek wil graag met u praat oor die wonder van God se genade wat hierdie volk beleef het. So wat weet ons van genade? Ons weet genade is 'n vrye guns wat uit God se hand uit na jou en my toe kom. En ons weet daar's twee dele van genade. Daar's reddende genade vir 'n mens en daar's daardie dag vir dag, tree vir tree genade wat ons uit die hand van God uit kan ontvang. In die Engelse taal word twee woorde gebruik wat ons in ons taal as genade gebruik, en dis grace en mercy. En hierdie woorde kom amper 500 keer in die woord van die Here voor. En wat moet gebeur as ek dan nou hierdie genade gevind het? Wel, Eksodus 33 vers 13 sê, as ek dan nou genade in die oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend. Want daar's 'n groot verantwoordelikheid wanneer 'n mens genade gevind het. En dan is daar 'n groot bewys dat 'n mens genade gevind het. En ons vind dit in vers 16 van daardie gedeelte, waar die woord van die Here vir ons sê, want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in die oë gevind het? Ek en u volk. Is dit nie daaraan dat u met ons saamtrek nie? Jy sien, die bewys dat ons genade in die oë van die Here vind, is dat hy saam met ons is. En die werking van daardie genade is dat ons in sy weë wandel en ons sy pad volg. Daar's 'n paar kosbarehede wat in hierdie gedeelte vir ons opgesluit is, wat vir my koslik is om aan te dink. Daar's van hierdie genade aspekte wat ons tot vandag in ons lewens kan beleef. So kom ons kyk na hierdie genade wat ons uit die hand van die Here ontvang. Want sekere dele daarvan is ook vir jou en vir my bedoel. So kom ons kyk wat wys die woord. Eerstens in vers 33. Hy sê, maar u is regverdig in alles wat oor ons gekom het, want u het getrou gehandel. En dit bring my by die gedagte wat ons nou eers moet stilstaan, is God se genade is oorvloedig. Hierdie genade van God wat oorvloedig is nie 'n genade wat op 'n plek gekom het en hulle besef, o God, ons het so klein bietjie te min genade ontvang. Ons het meer genade nodig gehad, nie? Hierdie genade was so oorvloedig geweest dat God dit oor en oor en oor aan sy volk kom bewys het. En elke keer wanneer hierdie volk hulle van hulle verkeerde weë bekeer het en teruggedraai het na die Here toe, was daar weer genade aan hulle gebied geweest. En wanneer die mens sou dink dat genade is nou genoeg en hierdie mense verdien nie nog genade nie, soos wat die wêreld vandag dink oor hierdie volk van Israel, dan is God se genade vandag nog steeds vir hierdie mense genoeg. Ja, sy genade is oorvloedig, ook vir jou en vir my. En hoe wonderlik is dit nie te dink aan hierdie gedagte, dat God se genade vir jou en vir my oorvloedig is nie. Kyk, ons as mens kan verstom staan oor die genade wat God aan ons kom bewys. As jy moet dink aan die jare waarin jy in sonde en in goddeloosheid geleef het, al die jare waarin jy maar net gedoen het en gehandel het, en nooit vir 'n oomblik eens gedink het, wat doen jy met God se genade? Ons leef in 'n land wat hulle self beroem op God se genade. Ons leef in 'n geslag wat baie kan praat oor God se genade, maar ons vergeet dat hierdie genade van God is iets besonders. Ja, dit is oorvloedig oor elke een van ons uitgestort. Nie op grond van enigiets wat ons doen nie, maar alleen op grond van sy barmhartigheid. En ek het sit en dink so aan die getrouheid van sy oorvloedige genade in my lewe. Elke asem, elke hartklop, elke tree, elke meter wat ons beweeg, elke stukkie sukses, elke stukkie beweging in die regte rigting, elke deeltjie van ons lewe, is alles genade uit die hand van die Here. Ek dink terug aan my lewe. As 'n stadium wat ek in 1 jaar 5 motorongelukke gehad het, wat fataal was. En die Here het my gespaar dat daar nie een enkele skrapie op my was nie. En dis jare gelede en die Here my gedra tot waar ek vandag is terloops. Die Here het my gedra van geboorte af, want toe ek gebore is, ek met baie komplikasies gebore gewees, maar God se genade was groot genoeg om my te onderhou vir 48 jaar.
En hoe sê Louis gewoonlik, ek maak keer niks. Ek trek op 'n stadium af Kaap toe. Nou voor ek in die Kaap was, het ek letterlik in sentrale stad van Johannesburg gewerk. Ek het baie maal in Jeppestraat gewerk. Daar tussen al die taksies en al die goeders, dis waar ek werksaam was. En baie van daai geboue, en dan parkeer ek my motor buitekant in die straat, in Jeppestraat, en daardie plekke. En dan kom ek terug en dan het ek per ongeluk die sleutel binne in die sleutelgat vergeet. Dan sit die mense en kyk vir die kar, maar hulle raak nie aan hy kar nie. En is nie dat ek iets gedoen het of dat enigiets gebeur het nie, is God se genade dat hy my gaan onderhou het, want ons trek Kaap toe, julle 5 dae later kom ek in die Kaap. En ek word gehijack. Weereens het ek genade uit die hand van God, want hy spaar my lewe. En is net God se genade van die een kant na die ander kant. Jy sien, ons kyk baie keer na die Egipte dele van die lewe. Daar waar die volk slawe was. En dan dink ons, dit is nie genade nie. Maar dit was hierdie selfde God wat genadig was vir hierdie 430 jaar daar, toe hulle slawe was, het God hulle geonderhou vir 430 jaar. As slawe het God hulle onderhou om dag vir dag as 'n slaaf te werk, met die doel om hom tot die dood toe te werk. En wat hulle daar kom wegsteek het in daardie Egipte land. Omdat hy besig was om van 72 mense, miljoene mense te maak, dis deel van God se genade. Dit was juis God se genade wat hulle hier kom wegsteek het. En ja, ons wil nou nie daai deel hoor en dink maar dit is nie hoe dit kan wees nie. Nee, God kan ons wegsteek in die onherbergsaamste plek wat jy kan dink. God kan ons kom plaas op die plek wat ons nooit gesien kom het nie, juis met hierdie een doel om ons daar te laat groei, sodat ons kan kom by God se plek waar hy ons wil hê. Egipte was daar die vormingsjare van die volk. En as nie was vir daardie Egipte jare nie, was die volk nooit gereed om uit te trek na die wildernis nie. God het hulle nie kom vorm op 'n eiland nie, nie het hulle kom vorm daar, binne in die wêreld. Dis waar God ons kom vorm, met oorvloedige genade kom hy, en hy kom werk in ons lewens, daar waar dit onherbergsaam is, daar waar dit moeisaam en moeilik is, daar waar ons amper as slawe gehanteer word, daar kom die Here, hy kom steek ons weg in die middel van hierdie wêreld, en hy kom laat ons groei, sodat ons by God se wil kan uitkom. Hoe sou hulle kon groei? Om God se volk te wees, as God hulle nie weggesteek het nie. Jy sien, want die wêreld soek hulle bloed, en die wêreld wil van hulle ontslaa raak, en die Here kom vat, hy kom steek hulle weg tussen die vyand, dat niemand hulle kan identifiseer nie, en niemand hulle kan vind nie, en is maar net slawe. Wie sou belangstel in slawe? En God kom plaas hierdie mense, daar in Egipte as slawe, om genade te bewys, sodat hulle kan groei in oorvloed. 72 word meer as 2 miljoen mans. Want God se genade was vir hierdie mense genoeg. En vir ons moet die genade baie keer positief wees. En as die genade nie positief is nie, dan wil ons dit nie hê nie. Maar baie maal moet ons identifiseer dat dit juis is in die moeisame tye wat die Here die grootste genade vir ons kom wys. Ek en Elmar gesels die ander dag en ons praat oor die agtergrond, die jare wat gebou was aan die bediening waarmee hy besig is. En dan vertel hy van al die oorloë wat hy beleef het, al die aanslae wat hy beleef het, al die stryd wat hy beleef het, maar dit was God se vormingstyd gewees vir daardie werk wat hy moet doen, daardie doel wat hy moet dien. En alhoewel dit baie keer baie moeilik is en baie moeisaam is, en duur pryse kos, beteken dit nie, dis nie God se genade nie. Want te midde van die duur pryse stel God in staat met oorvloedige genade. Jy sien, liewe vriende, as jy net besef, God se genade is so oorvloedig, dat dit nie beperk is deur hoe ons idee is van wat goed is en wat sleg is nie, dan kan ons God toelaat om daardie oorvloedige genade aan jou en my te kom meedeel. Want ons moet onthou, niks kan ons skei van sy liefde nie, en sy genade vloei uit sy liefde uit na ons toe, en daardie liefde wat omdring om vir ons genade te betoon, daardie selfde genade, wat vir Jona genoeg was in die dieptes van die see, toe 'n vis hom ingesluk het, daardie selfde verstommende genade, wat op die verste, wildste uiterstes van die wildernis, vir Elia genoeg was, toe hy gewens het hy is dood, sit hy daar onder 'n besembos, en God se genade is vir daardie man genoeg. Dink aan die grootste tsunami, wat die wêreld nog ooit gesien het, was God se genade vir Noag genoeg, oorvloedig,
Verstommende genade, om hierdie man in daardie oomblik te bewaar en te behou en te onderhou. God se genade vir Israel was van die wildernis af tot vandag toe net so oorvloedig. God se genade vir jou en vir my was tot vandag toe net so oorvloedig. Want ons moet onthou dat voor al die dinge waarmee ons so besig is, en nadat alles weg is waarmee ons so besig is God se genade steeds daardie goue lyn wat dwars deur die middel trek. En ons moet vashou aan hierdie oorvloedige genade. En as ek baie keer so by julle huise kom en ek luister na die verhale en die vertellings van waardeur julle deur is, dan kan elkeen van ons vertel van 'n stukkie van hierdie wildernis waardeur ons gegaan het. Maar is ons deur aan die ander kant of ons dalk nog in die middel, maar dan onthou ons vandag dat God se genade bly oorvloedig. Daarom sê 2 Korintiërs 12 vers 9, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou ook genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Wat 'n wonderlike voorreg het ek en jy vandag, om in hierdie genade van God te kan wandel, want hierdie genade van hom is vir ons oorvloedig, ja, altyd genoeg vir wat vandag vir ons nodig is, en daarom kan ons geanker wees. Daarom kan ons vashou, want niks kan my skei van God se handvol van genade in ons lewens nie. Elke keer as hierdie volk omgedraai het, was God se genade gereed. Hy het nie een keer vir hulle gesê, wag, dis nog nie maandeinde moet eers kom, dan gaan daar genade wees nie. Hy het nie een keer gesê, o God, ons het klaar die doelstelling bereik, julle kan nie eens volgende jaar nog genade kry soos die mediese fondse nie. Hy het nie een enkele keer gesê, wag, die genade het uitgeloop, ek moet eers gaan soek en kyk of ek nog genade kan kry nie. Nee, God se genade was elke liewe keer gereed. Die oomblik as die volk draai, het God geantwoord. Is dit nie spesiaal nie? Elke keer wanneer hulle wegdraai van God af, het hy sekere dinge toegelaat. Hoor my woorde? Ter wille van genade. Want as hy het nooit toegelaat het, het hy nooit teruggedraai nie. En dit was God se genade geroepstem om die volk in ballingskap weg te stuur, sodat hulle die roepstem van God kan hoor, sodat hulle terug sal verlang na daardie gemeenskap met hom. Dan begin jou lewe. Hoeveel keer het jy so 'n bietjie pad buiste geraak? Jy het besig geraak met baie dinge, dan kom maar 'n roepstem na jou kant toe. God roep deur omstandighede. En hy roep jou tot genade. Baie maal wil ons nie hoor nie en ons hou aan voeter in die rigting en so het ek vir baie jare in my lewe aangehou. En ek het nie gesnap. Dis God se genade wat roep tot my nie. Deuteronomium 31 vers 6 sê, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here julle God wat saam met julle trek. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. O, God se genade is so oorvloedig. Hy gee hierdie wonderbare genade. Wat sê, hy gaan jou nooit begewe in omstandighede wat jy nie kan hanteer nie. Hy gaan jou nooit verlaat om alleen na deur te gaan nie. Ek is met jou elke tree van elke dag met oorvloedige genade en dit is wonderbaar. Ja, soms voel dit vir ons as ons by 'n dead end is. Daar's nie nog 'n tree nie. En dan 10 jaar later dan sê ons vir mekaar, ek sou dit nooit gesê het. Daarom moet ons die genade van God so koester in ons harte. Want sy genade vir ons is regtig oorvloedig. Vers 27 sê verder, daarom het u hulle oorgegee in die hand van hulle teestanders, dat die hulle in benoudheid sou bring. Nou hierdie genade van hulle was onverdiend, want keer op keer het hierdie mense weer 'n keer verkeerde keuses gemaak. Hierdie genade was onverdiend, want keer op keer het hierdie mense weer in 'n verkeerde rigting ingeslaan. En al wat hulle nie verdien het nie, was genade. En die een ding wat hulle nie verdien het nie, dit het God vir hulle gegee. En tot vandag toe, verdien hulle dit steeds nie. Maar God het hulle steeds nie begewe of hulle verlaat nie. En hy het sy hand nooit van hulle af teruggetrek nie, sê die geleesde gedeelte, en hy het aangehou om voor hulle uit te trek, dwars deur die wildernis. Die God van die heelal het homself geontledig, homself kom nie verneder om voor 'n volk uit te trek, nie oor die rooi tapuit van die wêreld nie, deur die wildernis van die wêreld. Vir 'n volk wat dit nie verdien nie. Vir 'n volk wat dit nie eens wil hê nie. Vir 'n volk wat self beskikkend wil wees, vir 'n volk wat hulle self wil handhaaf, wat hulle self wil heers. God se genade kan vandag nog nie verdien word nie. En soos daardie mense keer op keer verkeerd gekies het, kies ons keer op keer vandag verkeerd. In ons gesprekke, in ons kultuur, in ons gewoontes, in ons belange.
En keer op keer het ons al die Here gefaal in ons handel en ons wandel. En dan kom ons in benoudhede as gevolg van ons handel en ons wandel. Ons land op plekke waar ons dit nooit gesien kom het nie, maar dit is deel van God se genade, want ons kan dit nie verdien nie. Steeds sal hy ons nie begewe nie. Steeds sal hy ons nie verlaat nie. Jy sien, daar is nie 'n 5-punt plan om God se genade te kan deelagtig word nie. Daar is nie 'n 5-punt plan om te sê ek doen dit en dit en dit en dit en dan kry ek God se genade. En as ek die 5 gedoen het, dan het ek God se genade nie. Of ons vertel vir mekaar, nee, dit gaan so goed met my nie, dit is die Here wat vir my genade kom wys. Ek moes iets reg gedoen het. Nee, ek het niks reg gedoen nie. Dis God se genade wat onverdiend is. Dis nie soos ander gelowe wat sê ergens in jou leeftyd moet jy na Mekka toe gaan sodat jy genade kan ontvang nie. Nee, ons hoef nie Jerusalem toe te gaan nie. Ons hoef nie iets te bereik of iets te bekom nie. Baie ander gelowe het allerhande snaakse dinge. Jy moet 'n marteldood sterf om 70 maagde in die hemel te kry, allerhande nonsens. Nee, ons hoef niks te doen nie. Ons kan net kom en sê, Here, hier is ek. En God kom werk dit in ons om daardie genade te ontvang uit die hand van God, omdat ons dit nie kan verdien nie. Maar net soos dat ek dit nie kan verdien nie, kan ek ook nie deur my verkeerd dit wegsmyt nie. God besluit. God is die bron. Hy is die outeur van genade en hy sal sy genade gee aan die wie hy wil en wanneer hy wil. Nehemia 9 vers 27 sê, daarom het hy hulle oorgegee in die hand van hulle teestanders, dat die hulle in benoudheid sou bring. God het dit uitgedoen, sodat 'n volk in benoudheid sal kom. Het jy besef dat elke benoudheid van jou lewe was al presies dit gewees? Dis God se roepstem van genade. Vers 31 sê, maar u groot barmhartigheid het u hulle nie volkome vernietig en hulle nie verlaat nie. Want God se genade kan nie verdien word nie. Daarom sê Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dat nie een van ons kan sê, maar ek het dit gedoen of dit gedoen en daarom het ek genade ontvang nie. Nee, juist toe ons useless was, juist toe ons vuil was, juist toe ons siek was in sonde, juist toe ons vasgevang was, juist toe ons slawe was, toe kom God en hy sterf vir ons aan die kruis, sodat ons vry kan wees. Wat 'n wonder van God se genade. Ja, sy genade is onverdiend, want hy alleen kan dit skenk. En as 'n mens van vers 26 tot vers 38 lees, dan sien jy dis God wat dit oor en oor aan hierdie volk kom skenk. Maar dan sê hy in vers 27 hierdie volgende woorde, hy sê, daarom het u hulle oorgegee in die hand van hulle teestanders, dat die hulle in benoudheid sou bring, maar wanneer hulle in die tyd van hulle benoudheid u aangeroep het u uit die hemel gehoor en na u groot barmhartigheid aan hulle verlossers gegee, dat die hulle uit die hand van hulle teestanders sou verlos. En God se genade is die volgende gedagte, ken sy tyd. Is vir my kosbaar. Al pas dit nie op ons horlosie nie. Net soos wat, wie is die ou wat vir 4 dae dood was? Lazarus. Dit het nie op sy horlosie gepas nie. Dit het nie op sy familie se horlosie gepas nie. Dit het nie op die mense vir wie Jesus liefgehad het se horlosie gepas nie. Maar al was dit 4 dae laat, was sy genade vir hierdie man perfekte tydsberekening gewees. Net so het hy met die volk van die Here gemaak. Hy het sy genade vir hulle gespaar tot hulle binne in die wildernis was. En toe hulle binne in die wildernis was en daar nie vir hulle voedsel was nie, toe gee hy vir hulle voedsel. En toe hulle daar in die wildernis was en hulle het nie water nie, toe gee hy vir hulle water. Hy bære daar die genade vir die perfekte tydsberekening om op die regte oomblik die regte genade te kan gee. Hy gee nie genade vir die dal van doodskade weer, as jy op die top van die berg van verheerliking is. Nee, hy gee daar die genade vir die dal van doodskade weer, juis in die diepste, donkerste nood. Op die regte oomblik het die regte ding vir hierdie mense gebeur. Op die regte oomblik het God die regte ding voorsien. Op die regte oomblik het God op die regte wyse geonderhou. Op die regte oomblik het God hulle verlos van die bande van vyande. Op die regte oomblik het God hulle kom onderrig. Dis die genade van die Here. En te midde van die wederstrewighede en die opstandighede, te midde van 'n volk wat die profete wat hulle kom waarsku het, wou doodmaak, was God se genade elke keer perfekte timing op die regte oomblik. Op die regte tyd het God vir Adam en Eva 'n bokkie geslag. Op die regte oomblik het God vir Noag gewaarsku en 'n ark is gebou.
Op die regte oomblik is daar die ark se deur toegemaak deur God homself. Op die regte oomblik het God 'n offer voorsien vir Abraham toe Isak geoffer moes word. Op die regte oomblik het God 'n vis voorsien vir Jona. Op die regte oomblik het God aan Dawid 'n vermoë gegee om 'n reus te kan oorwin. Op die regte oomblik het God vir Samson in staat gestel, 'n man wat sy oë reeds uitgesteek is, 'n man wat verdien om dood te gaan, 'n man wat God se roeping vertrap het. En op die regte oomblik gee God vir hom genade vir een laaste keer om sy roeping te kan volbring. Kan jy dink, vriende, hoe groot God se genade vir jou en vir my is? Altyd op die regte tyd. Nooit een enkele keer was God se genade 1 sekonde buite sy tyd gewees nie. Altyd op die dot. En dan sien ons in vers 26 hierdie woorde. Hy sê, maar hulle het wederstrewig en opstandig geword teen u en u wet agter hulle rug gewerp. En die profeet het wat hulle gewaarsku het om hulle na u terug te bring, het hulle gedood en groot afskuwelike dinge gedoen. Daarom het u hulle oorgegee in die hand van hulle teestanders, dat die hulle in benoudheid sou bring. Maar Nehemia 9 vers 31. Sê maar in die groot barmhartigheid het julle nie volkome vernietig nie. Jy sien selfs toe hierdie mense heeltemal verkeerd handel. Selfs by Jerigo toe hierdie mense 'n Agan onder hulle het wat bangoed neem, was God die volk steeds genade gewees. En God se genade is self sigbaar by Ai. Hoor mooi, toe God Agan se sonde kom uitwys op die man, want deur dit te doen het hy 'n hele volk gespaar. Dis God se genade, wanneer hy sonde kom uitwys. Sjoe, rarig. God se genade lyk soms anders as wat ek en jy dink dit moet lyk. En dit word op 'n ander manier verpak as wat ek en jy gedink het dit behoort verpak te word. Josua 7 vers 18 sê, toe hy sy huisgesin man vir man laat aankom, is Agan die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, die stam van Juda, aangewys. En deur hierdie gebeurtenis, toe God sê, kom stap verby, stap verby, stap verby, stap verby. Right, dis jy. Dis dit God se genade. En soms voel dit vir ons, sjoe, Here, kon die genade nie op 'n ander manier deurgekom het nie. Moes dit nie anders gelyk het nie. Ja, vriende, soms kom pak die Here ons 'n stukkie genade wat ons vir vandag nodig het, op die een manier wat jy dit nie verwag het nie. Ek luister gister na 'n man se getuienis. Nou is ek besig met hierdie boodskap. Nou luister ek na 'n man en ek wil nie sy naam noem nie, want hy as mens kan hulle ons nog steeds val. Maar hy gee die getuienis van hoe dat hy in die tronk moes land as 'n jong man, sodat hy genade kon ontvang. En hy is totaal ongered. Hy weet nie eens wat hy sê nie. Maar net die feit dat sy lewe in die tronk gedraai het van waarmee hy besig was tot die lewe wat hy vandag lewe, was vir hom hierdie verstommende genade gewees. God het hom in die tronk gesit sodat hy genade kan vind. En vriende, ek herinner u vandag dat die verpakking van God se genade het begin in 'n kruis. Die verpakking van God se genade het begin by die dood. Die verpakking van God se genade het begin in die doderyk. En hy kom bied daai genade sodat ek en jy vandag oorvloed en oorwinning kan hê. Hoe verstommend is dit nie? En soms kom die genade van die Here in pakkies wat ek en jy dit nooit sien kom het nie. En daar is soveel getuienisse daarvan. Dan moet ons maar net sê, ag Here, ons eer U en ons aanbid U. Vir elke keer wanneer U vir ons genade gestuur het, maar ons het nooit so sien kom het nie. En daarvan kan ek baie getuig. Nehemia 9 vers 33 sê verder, maar U is regverdig in alles wat oor ons gekom het, want U het getrou gehandel, maar ons het goddeloos gehandel, en ons konings, ons owersters, ons priesters en ons vaders, het U wet nie volbring en daai gebooie en die getuienisse waarmee U gewaarsku het, nie geluister nie. En hulle het in hulle koninkryk en by U groot seën wat U hulle geskenk het, en in die wye en vet land wat U aan hulle gegee het, U nie gedien, en hulle nie van hulle verkeerde handelinge bekeer nie. Ons is vandag slawe. Ons is vandag slawe in God se belofte land. Ons is vandag slawe
op die plek wat God se seën op ons moes rus. Ons is vandag slawe, dis wat hulle sê. Ons is vandag slawe op hierdie een plek waar ons gedink het alles gaan kumbaya en hankie-dorie wees. Want God se genade bewys hy aan wie hy wil, waar hy wil en wanneer hy wil. Want sy genade was daarin opgesluit gewees, dat 'n hele geslag in die wildernis moes sterf, omdat hulle nie gereed was om land in besit te neem nie. Sy genade was daarin opgesluit, omdat daar 'n hele geslag mense was, wat nie gereed was om land in besit te neem nie. En hy moes hierdie geslag mense uit die weg uitruim, sodat die volgende geslag daai genade kan geniet, uit die hand van die Here. Sjoe, julle, dis 'n baie moeilike konsep om te verstaan. God se genade was bewys aan 'n klomp wetbrekers, as ek julle herinner aan die berg. Sy genade was bewys aan 'n klomp afgodedienaars. Sy genade was gewys aan 'n klomp ongehoorsaames, murmureerdes, onwilliges, mense wat dit nie verdien het nie, want God kies self vir wie hy sy genade wil gee. Farao het sy genade gemis, want die 10 plaae was God se genade om 'n mensdom te wys, kry klaar met julle afgode. En hy en sy hele volk het dit gemis. Aan almal oor 20 wat binne die volk se kraal gesit het daar, terwyl die 10 plaae aan die gang was, het nie baie lank daarna nie die onderspit gedelf, toe God aan hulle genade bewys het, en hulle het nie beomvaar het nie. Baie van Israel het gedink, hulle het die genade gemis. Daarom het hulle terugverlang na die vleispotte van Egipte. En te midde van dit alles, was God se genade steeds vir hulle genoeg vir 40 jaar in die wildernis. Te midde van hulle sonde, het God vir hulle 'n koperslang gestuur. Te midde van hulle verkeerde keuses, te midde van hulle blaatante murmurering, en die aarde hierdie mense ingesluk het God vir hierdie mense 'n koperslang gestuur. Dit was God se genade, wat hy gee vir elkeen vir wie hy wil, en hy wil dit gee vir elkeen wat opkyk na die koperslang, vir genesing. Hierdie 40 jaar se genade was so groot, dat hulle skoene nooit verslyt het aan hulle voete, en hulle voete nooit geswel het nie, maar nêrens lees ons in die Bybel, in die 7 jaar wat hulle land in besit geneem het, dat dit nie gebeur het nie. So wie weet, dalk het hulle baie keer wanneer hulle 'n klaar oorlog gevoer het by die huis gekom en gesê, "Sjoe, hoekom swel ons voete nou so?" Het hulle miskien toe by die huis gekom en gesê, "Joh, kyk hoe lyk ons." Dit het nooit so gegaan in die wildernis nie. Hoeveel dae was daar wat hulle dalk in die beloofde land gesit het en gesê het, dis anders as wat ons gedink het dit gaan wees. Hulle het nooit gedink land in besit neem gaan soveel moord en doodslag wees nie. Hulle het nooit gedink land in besit neem gaan so 'n stryd wees nie. God bewys sy genade soos hy wil en waar hy wil. En daarom moet ons so versigtig wees. Wat doen jy vandag met God se genade? Met die genade wat God aan jou as individu bewys. Minag ons dalk soos die volk van die Here sy genade? Vertrap ons dalk soos die volk van die Here sy genade? Of murmureer ons oor die genade wat hy aan ons kom bied? En daarom moet ons versigtig wees met hoe ons omgaan met die genade wat ons uit God se hand uit ontvang. Want, vriende, God se genade is gemis deur 'n groot deel van die volk wat in die woestyn was. God se genade is gemis deur 'n groot deel van ons eie volk vandag. God se genade kan gemis word deur 'n groot deel van ons wat vanmôre in hierdie kerk sit. En God se genade het opgeraak vir elkeen wat meer voedsel wou geoptel as wat God se opdrag was. Elkeen wat ongelowig was om land in besit te neem, vir hulle het God se genade opgeraak. Vir elkeen wat ongehoorsaam aanhou optree het en nie geluister het na God se stem nie, het sy genade einde ten laaste opgeraak. Vir elkeen wat aanhou sondig het God se genade opgeraak. Kan dit dalk wees dat jy vandag die genade van God mis? Omdat ons so baie maklik in die wildernis van die lewe kyk. En ons baie keer soveel foute maak en ons is meer gefokus op die oes as op die genade. En daarom moet ons die Here vertrou en sê, ag Here, help ons asseblief
Want die Here het jou dalk al deur die Rooi See geneem. Hy het dalk al water voorsien toe dit bitter droog was in jou lewe. Hy het jou dalk deur 'n wildernis kom lei en saam met jou deurgetrek. Hy het jou dalk gelei toe jy selfs besig was om die wet te breek. Oor en oor het God dalk al in jou genade bewys. En terwyl God se genade nie beperk word deur jou en my gedagtes nie, kan God se genade vir ons opraak in hierdie lewe. So vriende, kan jy regtig bekostig om te dobbel met God se genade? So daarom moet ons bid en sê, Here, help ons dat ons u genade sal raak sien. Dat ons dit sal beleef, dat ons dit sal erken, dat ons dit sal koester, dat ons dit nie sal vertrap nie, dat ons dit nie sal verag nie, dat ons dit nie sal verwerp nie. Want die wonder van God se genade kan in die lewe opraak. En sonder God se genade is ek en jy totaal verdoem. Wat is jou keuse? Wat jy gaan doen met God se genade? Kom ons buig ons harte aan, bid ons saam. Wonderbare Here, ons aanbid u vandag vir die wonder van u genade, wat u mildelik uitstort oor elke een vir wie u wil. Ja, Here, u is die bron daarvan, u voorsien elke deel daarvan, en u doen dit nie vir ons eer nie, maar Here, vir u eer alleen. U doen dit nie vir ons werke nie, maar Here, vir u goedertierenheid alleen. En Here, baie maal kan ons u genade mis. Ons kan mistas wanneer dit kom by dit wat u vir ons bestem het. Ja, Here, ons kan dit mis omdat ons te besig is met baie ander dinge. En Here, soms het ons so 'n verdraaide beeld. Want soms kom u genade juis in 'n verpakking wat ons nooit sien kom het nie. Maar wat 'n wonder. Dat u genade kom bewys aan 'n klomp wetbrekers soos ons. Aan 'n klomp afgode dienaars soos ons. Aan 'n klomp mense wat ontrou is, ongehoorsaam is, hardnekkig is, eiewillig is. Maar steeds wys u genade. En daarvoor aanbid ons u vanmôre, Here, help ons om u genade met versigtigheid te ontvang. Daarom sê die woord van die Here dat elke een van ons eie heil voor God moet uitwerk. Maar dan hierdie woorde, met vrees en bewering. Dankie Here vir elke druppeltjie van genade, wat u so oorvloediglik oor ons kom uitstort, altyd op die regte tyd. Ons aanbid u daarvoor. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.